Môre sê ek's besig om my pad bietjie deur Matteus se werk en soos wat ek deurwerk en lees, kyk ek wat van toepassing is op my lewe nou. Ek weet alles is altyd van toepassing, maar partykeer het 'n mens iets nodig in jou lewe. En so vanoggend kom ek by Matteus 5 en ek lees waar Jesus begin met die bergprediking. In Engels praat hulle van the Sermon on the Mount. En hy gee 'n klomp, iets soos 11 saligsprekinge. In Engels sal hulle sê the blessings. En ek lees net vinnig hierdie in hoofstuk 5 vers 3 en dis waar hy begin en hy sê salig, en jy kan ook die woord vervang met geseënd. In Engels sal hulle sê blessed. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En ek het net weer bietjie gaan dink oor daai en bietjie gaan oplees oor daai saligspreking van salig is die wat arm van gees is, want ek dink partykeer verstaan ons dit nie heeltemal reg nie, en die idee om te verstaan daarso is dit as jy arm van gees is, beteken dit nie jy is 'n Jannie jammer mens nie, of jy voel jammer vir jouself, of jy laat op jouself trap of so iets nie. Nee, hierdie arm van gees beteken jy is geestelik, jy beskou jouself as geestelik bankrot in die sin dat jy uit jou eie het niks om aan te bied vir die Here nie. Daar's niks wat jy het wat die Here nodig het nie. Dink so daaraan dat as jy finansiëel bankrot is in jou bankrekening, jy is niks, dis leeg, en jy is net afhanklik van die bankbestuurder, sê nou maar in hierdie voorbeeld. Maar geestelik is dit 'n erkenning daarvan dat jy net afhanklik is van God om jou geestelike jou geestelike bankrekening vol te maak. En 'n verskriklike goeie verduideliking wat daarmee saamgaan is in Lukas 18 vers 10 tot 14, en dis die gelykenis van die ryk man of die fariseer en die tollenaar. So ek gaan dit gou lees en net vinnig bietjie daaroor praat. Ek sê weer, dis hoofstuk 18 van Lukas, en Jesus is aan die woord. Hy sê 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou, as jy nie weet wat 'n tollenaar is nie, dit is ons het tolhekke vandag op die hoofpaaie. 'n Tollenaar was ook iemand wat basies dieselfde gedoen het, maar hy het meestal gewerk vir die Romeinse ryk. So die Jode het 'n tollenaar basies gehad, want hy het geld ingesamel vir die Romeine van die Jode af. Maar nietemin, vers 11, en die fariseer, net so vinnig, die fariseer was 'n politieke groep, en baie van hulle was prokureurs, en die fariseërs het hulle self as hoër geag as die res. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gaan staan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een, dis nou die tollenaar, het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word.
So dit regtig, dit pas so goed in by die tema van hierdie reeks, en dis 'n tema, nie net 'n tema nie, dis die oorhoofse tema in my lewe, dat ek die genade van die Here nodig het, en die feit dat Jesus dit so goed stel. Jou tiendes op die einde van die dag, jou standing in die gemeenskap, hoe geleerd jy is, hoe goed jy lyk vir die mense daar buite, wat jy alles geestelik doen om raak gesien te word. Dit tel net niks as jy nie nederig is voor die Here en geestelik bankrot is voor die Here nie. Ons moet besef dat ons totaal afhanklik is van die Here se genade. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek hoop hierdie beteken vir jou iets. Die woord van die Here beteken altyd vir my iets. Dit lig my altyd op. Hoop jy het 'n mooi dag. Lief vir jou en bly lief vir die Here.